Prys sy wonderlike naam. As lekker om dit te wees. Ek groet ons nasionale opsiener, Probeer, eggenotes is gegroet. Weskaap is gegroet, en sy geheel, die distrik, Bekendberg, jy is lekker man. Mense weet nie wat hulle het, as hulle Jesus nie het nie. Maar ek groet jou in die wonderbaarlike naam. Is lekker mense. Ek sit nou so lekker in afkoel. Onder die mense so ry, so dat ek gaan neer, so bietjie. Die slapeloze nacht het mes bietjie gevang. Nou wil ek so een bietjie koel te wees. Maar Jesus draai jou teer. Hy sê die vermoeide gee ek kracht. En wat so mooi is met van die Heer, Jesus kom hier. Wanneer jy die minste verwag. Ek is blij dat ek kan wees om die Heer sy naam aan te roep. Maar as my werk is lekker, sy die tafel word gedek. En wanneer die tafel gedek word, moet jy eet. Wanneer jy weet nie hoe lang die pad is nie. Ek dink, ek sê nou daar so, my hart raak nou so, toe kreeg nou weer daar die snaakse gevoel. Ek dink 2 jaar gelede gebeur iets wonderlik met my. Nou hulle sê, 'n ware getuienis red mense. En soms verstaan jy nie hoekom dinge gebeur met jou nie. Dan vra jy baie vrae en soms van ons hart op weg van die genade van die Here af. Want jy voel die berg van hierdie hemel wat jy oorstap, dit is te swaar. Ek ry hier aan na 9 op die N2 van Kikaliden na Botterivier. En die rente van Botterivier. Nou, daar is die lichte langs die N2 nie. En onderweg so by jy skip, ry kom ek met opgang. Haal jy mevrou oor die pad. En sy beland onder die voertuig, onder die lorry. Aan die linkerkant is so halwe afdraai af die heuwel. Want ek is so af op. Aan die rechterkant is daar 'n rotsgedeelte. Ek is aan die linkerbaan en swaai ek rechts om af te vermy, maar ek kon nie. En sy beland onder die voertuig. Maar net die wat sy beland onder die voertuig, swaai ek die wiel rechter na die rechterkant toe, sodat die agterste wiele nie oor gaan nie. En ek kon weer staan op my kant, waar ek moet staan. Maar na dieselfde tyd, as ek my eggenote besig met die kursus, by grote schier, ons hou van kursusse, mense. Dit is die goed wat jou uplift. Dit is die goed wat jou bewapen. Dit is die goed wat jou voorberei vir die toekoms. En in daardie tydperk gebeur hierdie saak met my. En ek is in 'n laagte. En onderweg sy daar lê, skreek van die 2 persone wat saam met my is. My assistent skreek vir hulle om uit te klim. Hulle oë is groot. Wat is jy nou? Hoekom moet ons aan nou gaan kyk? Na 5 of 10 minute het ek toe uitgeklim en gaan kyk. En ek kom sê, maar die vrou lewe nog. Skraap daar die moed by mekaar. En om te gaan kyk. Toe sy nader beweeg onder vir die Here, maar die vrou lê te stil. Die vrou lê ongemakkelijk. Die omstandighede maak dat sy voel, ek kan nergens kom nie, ek gaan haar omdraai. En onderweg ons nog skakel en ons skakel. Mense het nooit geweet om iemand om te stamp. 'n mens voel so klein, sy voel so veel, sy voel minder, sy voel laag. Sy het om en by 15 minute
het daarna nog gelewe en toe sy besluit. Ek beweeg na die lorry toe. Ek kyk voor. By die sif van die lorry. Haar dokument is nie daar vast. Sy kom van Houwefees af. Of van Sassa af. Van haar en die kindse papier is nog daarin. En dit maak my so dat ek voel, Here, ek het 'n lewe geneem. Ek het 'n kind weggeneem van sy moeder af. Ek voel soos 'n sondaar wat voel, Here, daar, soos die mense sê, daar is nie hoop vir jou nie, daar is nie die lewe, niemand sal waarheid oor jou nie. So het ek gevoel op daardie spitstuk. Amen. Jesus. Maar ondertussen so daar die moed skraap. En die mense het jou gekom en jy is geskakel. En ek dink, Here, ek het iemand weggevat. En die een polisieman, hy kom daar so aan. Hy sê, nee, ek ken die persoon, dis my niggie sy kind. Dis my niggie sy kind. Sy was al vroeg by die huis gewees. Die mocht net sy geld gevat en geloop. Maar hierdie een is nie verwend. Ek sê vir my, dit gaan nie oor die probleem wat sy gehad het nie. Het gaan nie daaroor nie, maar het gaan oor 'n lewe wat geneem is. En sê toe, Here, maar Steven is nog 'n pastoor en Jeremie is dood. Hy vat 'n lewe. En met verloop van tyd en die ouers toe daar gekom en diezelfde polisieman sê vir my, haar pa is net 'n maand en 'n paar weke oorlede. Hulle het geld gekry en toch gaan die kind so aan met haar ma. Sy vat en sy breek. Maar ek sê nog steeds voor dis 'n lewe. Maar wat ek vir julle by wil bring, en as jou omstandighede hoe onmoontlik vir jou, op jou knieën bid jy 'n wenner. En ek sê vir u, toe daar die kursus gedoen het, mense my van jou, sy het iemand nodig man, om achter jou te staan, om jou toe te maak. Ek was so, ek was by die huis, ek wou nie so beweeg, ek wou nie eet nie, my vrou die kinders het my gemaakt eet, ek wou nie gaan werk nie, hulle het my gemaakt doen gaan werk. En sê nou, jy moet weer, sê vir die manager, jy so weet hy trok, jy moet weer hy pad gerei, en hy pad het ek gerei, ek het die man assistent het ek gevat, die pad het ons gaan gerei. As ons met daar gedeeld, toe kom ek het gestop, en dus vergifnis gevraagd. Net met die wete, sy het nie geweet, dit gaan haar tyd wees. Ek het nie geweet, ek gaan dit neem. Maar wat ek weet is dat my God, hy lewe. En die Here het ons deurgedraag. Ons het net 3 sessies het ons gehad. Toe kan ons begin uit die dop kom. Toe kan ons praat. En hier is nou die tweede keer wat ek daarvan kan praat. Onder gehoor, soos hierdie. Die eerste keer die mense het gehuil, die mense trane, want Jesus het hier gekom. Dat spreek my nie vry, dat ek 'n lewe geneem het nie. Maar Jesus het my teruggedra. Kinders van die Here, goeie moed.